En ek kan dit oopmaak in Galasiërs 3. Galasiërs 3, net een versie, vers 27. Here, die woord is al reeds gesalf. Maar ek wil vanmôre vra dat U my lippe sal aanraak met 'n koelvuur van die altaar. Here, dat ek die woord vanmôre sal aflewer soos wat U wil hê dit moet afgelewer word. Here, gee vir ons geopende ore vanmôre, dat ons sal luister na dit wat God vir ons te sê het vanmôre. God, U verdien my uit genade, ons sê vir U dankie daarvoor. Amen. Galasiërs 3 vers 27. Julle moet mooi luister. Hy sê, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Halleluja. Almal wat met Christus gedoop is, het met hom gekleed. Ek wil vanmôre die titel van my boodskap maak, lewenslange waarborg. Vroeger jare in die kerke toe die doop ingekom het, of hulle met die doop begin het hulle nie geweet wat om dit te noem nie. Toe het hulle gesê, kom ons noem dit 'n seël. Vir 'n begin, tot ons toe op 'n ander naam gekom het. Dan praat ons van die 1865, 57, 1856, 1857. Maar deur die jare in die kerk toe vir die doop 'n naam gegee en hulle het gesê, dis doop. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, dat as jy gedoop word, of jy gedoop is alreeds, het jy 'n waarborg en 'n seël gekry van God af, om te kan sê, ek is 'n kind van God volgens. Hy het vir jou gesterf aan die kruis van Golgotha, en jou sondes met sy bloed weggewas, en afgevat van jou af. Dit is nie vanmôre die water van die munisipaliteit van Germiston, of die water wat God gewoorsien het, wat die siel ook gevul het nie, wat jou sonde verlos nie. Maar dit is die bloed van Christus aan die kruis, waar jy jou waarborg en jou garantie gekry het vanmôre. Die doop is alleenlik, sodat jy kan sê, Here, was my nou van die binnekant af ook skoon. Dat ek kan weet, my waarborg en my garantie en warrantie, soos wat hulle sê, is in plek met U vanmôre. Ons as kinders van God wat reeds gedoop is, vergeet baie daarvan. Ons vergeet van daai waarborg. In die ou dae, poskantoor bestaan nie meer nie. Is ek reg? Dit bestaan nie meer nie. Af en toe kan jy nog 'n poskantoorplekjie kry om lisensies te doen. Maar in die vroeë jare het jy 'n brief gevat. Want jy nou jou briefie geskryf, in 'n koevertjie gesit, want jy nou vir jou 'n seeltjie gekoop. Wat maak jy eers nou as jy dink, ek het dit gehad, altyd daai seels. 'n Lekkie vol. Plak hom op die seelkoevert. Dan pos jou. Daar is 'n garantie gewees vir die persoon wat die brief moet ontvang, dat hy wel die brief sal kry, want sy adres is daarop neergeskryf. Hy het 'n seël opgehad, so hy kon afgelewer word. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy nie 'n seël met God vanmôre, of 'n waarborg en 'n garantie het nie, wil ek jou vra vanmôre, om baie ernstig daaroor na te dink, en te sê, Here, ek kort vanmôre 'n seël, ek kort vanmôre 'n waarborg, ek kort vanmôre versekering, dat die dag as ek sterwe, ek die hel toe sal gaan nie, maar dat ek saam met U in die regtervoet, die regterkant van die troon sal oordeel sal sit, saam met die Vader. Jy koop 'n kar, maar jy sal weet, jy gaan koop 'n kar. Eerste ding wat die bank vir jou sê is, vul in die vormpie, is ek reg? Dan skryf jy nou al jou adresse. Jy skryf alles neer. Dan sê die bank vir jou, meneer, jy het 'n 2 jaar of 'n 3 jaar waarborg op die kar. As daar enigiets fout gaan met die kar, sal die fabriek dit vir jou regmaak. Reg. Verstoot wil, ons sê 100.000 kilometer, het jy daai warranty en garantie op. Dat as daai kar breek,
Die fabriek, jy vat hom terug na die motorhawe toe, en hulle sal met die fabriek praat, en hulle sal die foute wat op jou kar is, sal hulle regmaak. Want jy die warranty en die guarantee. Die dag toe jou kontrak teken, het hulle so stamp opgesit. Dis 'n seël. Ek weet nie of jy al gesien het as jy warranty en guarantee teken by die banke nie. Daar's ook 'n seël op. Dis die waarborg wat jy gekry het op jou voertuig wat jy gekoop het. Net so in die woord van God het jy vanmôre 'n seël en 'n waarborg gekry. As jy jou laat doop, sal jy in Christus wees en hy in jou. Jy het die waarborg gekry, jy het die seël gekry volgens die woord. Maar ons is geneig om te vergeet dat as die doop is nie net 'n ritueel wat gebeur nie. Die doop is 'n baie ernstige ding wat plaasvind in jou lewe. Dit gaan maak of jy gered gaan word, of gered is, of nie gered gaan word nie. Want die doop is nie net afwas van sonde nie. Moet baie mooi luister vanmôre. Ek doop nie vanmôre die mense om hulle sondes af te was nie. Ek doop hulle vanmôre omdat hulle erkenning gemaak het teenoor God. En gesê, Here, ek neem jou aan as my saligmaker en my redder. Dankie dat jy my sonde gewas het en my weggevat het vir my aan die kruis van Golgotha. Ek maak nie die ding vanmôre. So hulle sê mos, ek was jou net buitekant bietjie skoon met die water. Gaan jou net so bietjie lank onderhou. Net dat jy moet kan onthou. Ek was gedoop. Vir die dag as jy wil verkeerde dinge doen, dat jy kan herinner, hey, Mr. Martin het my lank onderhou, hy gaan my weer doop. Hy gaan my nog langer hou. Dit is nie 'n skoon was pad nie. Dis volgens woord van God. Want toe die Here 30 jaar of dit voor 30 jaar geouderdom besluit het hy wil gedoop word, het hy gesê, Johannes, doop my. En hy het in die Jordaan afgegaan en hy's gedoop. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar hy het vir sy pa gesê, Pa, ek gaan sterf vir die mense, om hulle sonde af te was. Hy het nie gesondig nie. God het nie gesondig nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as jy gedoop word, is jy by Christus se heilswerk ingesluit. Die werke wat God doen, kan jy ook nou doen, want jy is uitgesluit, jy is gedoop. Hy het jou die mag en die krag gegee, hy het 'n seël opgeplaas. Hy het die waarborg vir jou gegee, dat jy dit ook kan doen. Ek gaan vir julle so 'n paar vers, 1 Petrus 3 vers 21 sê vir ons, waarvan die teenbeeld die doop ons nou ook red. Nie as 'n aflegging van die fynheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God, om 'n goeie gewete deur die opstanding van Jesus Christus. Dis 'n goeie gewete, as jy gedoop word. Baie mense sê vir my, ja maar, pastoor, moet ek eers tale praat, of moet ek nou eers 'n sekere ouderdom bereik? Nee, daar's geen ouderdomsbeperking nie. Die oomblik as jy jou hart en jou siel vir God gegee het, en God se Gees en die Heilige Gees het met jou gepraat, en vir jou gesê, laat jou doop, kan jy jou nou doop. Want jy was nie meer sonde af nie. Jy doop wat gaan word die een met God vanmôre. Jy's een met God as jy daar opstaan. Hulle sê ook, dat die ou mens word begrawe, en die nuwe mens het opgestaan. Die ou ek en die nuwe ek. Ek is eerlik, die ou ek wil julle nie ken van Martin Gerber. Ek wil myself nie ken meer nie. Maar die nuwe ek wil ek graag van weet. Want die nuwe ek het opgestaan in Christus. Want hy het my siel gered en het my sonde van my al weggevat aan die kruis van Golgotha.
Kolossense 2 vers 12 sê, omdat jy saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode uit opgewek het. So as ek jou vanmôre daarin sit, en ek het jou onder donker uitgehaal, staan jy vanmôre op, saam met in Christus. Jy is 'n ander mens. So dit beteken, dat jy ander optredes moet hê. Dit beteken, dat jy enigiets wat jy voorheen gedoen het, wat nie meer goed was nie, moet jy nou een kant toe skuif, en jy moet soos God wees. Soos God van die mense gaan uitverkondig. Jy mag nie meer doen wat jy gedoen het nie. Dit is moeilik party daar. Handelinge 22 vers 6 sê vir ons, en nou waarom versuim jy? Staan op en laat jou doop. Hoekom versuim jy nog? Het jy nog nie tot redding gekom nie? Het jy nog nie vir God om vergifnis gevra nie? Of het jy nog nie vir God gesê, jy is jammer oor die sonde wat jy gepleeg het nie? En dat hy jou moet vergewe nie? Dit is vanmôre 'n belangrike gedeelte, die doop. Dit is een van die belangrikste gedeeltes vir my in 'n kerkbediening, is die doop. Laat doop en jou sondes afgewas, terwyl jy in die naam van die Here aanroep. Sondes is vergewe, dan moet jy God van sy naam aanroep. Want hy alleen kan jou help. Hy alleen is die persoon wat jou siel kan red. Want hy het vir jou gesterf van die kruis van Golgotha. Onder die kruis van Christus, onder die bloed van Christus op die kruis, die sondes van die wêreld en daarom van die doopeling afgewas het, wil ek vanmôre vir jou sê, is dit 'n universele optrede om God deur die doopwater te volg dan. As God jou siel gered het, jou sonde vergewe het, het jou hart aan hom gegee, het jy vanmôre die siel gekry. Het jy vanmôre die waarborg gekry. Het jy vanmôre jou garantie gekry. Het jy vanmôre ook absolute sekerheid gekry van God af. Dit is 'n voldoende feit dat jy al daai dinge ontvang het. Want die woord van God sê, as jy jou laat doop, sal jy saam met Christus opstaan. Dis 'n waarborg. Jy het daai seël wat jy net moes lek, het jy gekry. So jou naam is geskrywe in die boek van die lewe. As jy gedoop is, het jy 'n vaste basis ontvang van God af. Dit klink baie snaaks. Maar jy het 'n vaste basis gekry, volgens die woord, wat die woord vir jou sê, wat jy as kind van God moet doen, om 'n kind van God te kan bly. Ons val baie keer. Ons is baie keer geneig om te sê, maar Here, ek kan nie meer nie. Dan wil ek vra die vraag, kan jy onthou wat die predikant vir jou gesê het toe jy gedoop het? Ons vergeet baie keer daai gesegdetjie. Wie kan nog onthou wat die pastoor gesê het die oomblik of die persoon wat hom gedoop het, wat hy gesê het? Net vir een persoon wat gedoop is. Jo, dit is moeilik. Skundig. Dis moeilik, broer. Is ek reg? Ek was 12 jaar oud toe gedoop is. En ek kan nog oom Willie, net nie sy van onthou nie, maar ek kan nog sy woorde onthou. Nou daai oom het nie hande gehad nie. Hy het skopgrawe gehad, oom Willie. Was 'n groot man. Glo as ek my hande vandag in sy hande moet gaan sit, sal dit 2 keer my hande wees. Dis 'n groot man gewees. AGS Kerk met Verklas op Wes gemeente.
Kerk sit vol mense. 1200 mense in die diens. En dan wil hy het so afgekom en het my gesê, Boetie, het jy waarlik jou hart vir God gegee? Het jy gedoop omdat die mense, wil jy vanaand gedoop word omdat die mense jou gevra het om te laat doop? Of God jou oortuig het om te doen? Om jou te laat doop? Want die Here het gesê ek moet my laat doop. Ek wil vanmôre vir jou sê, as God jou oortuig het om gedoop te kan word, hoekom kan hy jou nie vanmôre oortuig om nie meer sonde te doen nie? So, dis groot woorde. Dinge te doen wat ons nie meer moet doen. Ons as kinders van God val baie keer daarin. Maar omdat jy gedoop is en God vir jou gesterf het aan die kruis, gee hy dan vir jou daai waarborg en daai garantie, dat as jy gaan op jou knieë en sê, Here, vergewe my vir die foute wat ek gemaak het, God jou gaan vergewe. Hy sal dit doen. En hy sê, want jy het in Christus opgestaan, die ou mens. Halleluja. Ek wil vanmôre vra, maar die woorde, presiese woorde was, Martin Jacobus Gerber, bely hy vol voor die hele gemeente en voor God, dat jy waarlik gedoop wil word vanmôre. Ja, nou as gevolg dat jy waarlik getuig, volgens jou belydenis voor die gemeente, voor God, en volgens die woord van God, doop ek jou vanmôre, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daai woorde het by my impak gevat. Maar mense raak die pad byster. En mense raak soos wat hulle sê, jy raak slim. En ek wil jou vanmôre sê, 'n slim kind van God is gevaarlik. Moenie slim word nie. Word vanmôre nederig. Want slimheid gaan jou nêrens bring nie. Want die spreekwoord sê, slim vang sy baas. Dit kom altyd terug. Waarom, Leon? My pa het altyd gesê, my seun, ek lees jou soos 'n boek. Hierdie boek is onleesbaar. Dit is nie onleesbaar nie. Hy was 'n man van God gewees. En die Heilige Gees het hom vertel, dat Martin probeer doekies opdraai en konders sny, dan sê hy, sê wat die woord van God sê nie, my kind. Kry jouself reg. Jy's gedoop. Vergeet van hierdie verkeerde dinge. Jy's nie gedoop omdat jy gesê het, jy gaan jou doop, omdat die mense jou gevra het om te doop nie. Jy's gedoop om God te oortuig het om te doop. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy gedoop is, jy wat gedoop wil word, wil ek vanmôre hê, as jy opstaan en ek noem dit 'n graf, onthou jy is saam met Christus begrawe, en jy staan saam met hom op. So kom ons neem dit as ons waarborg. Die belofte is so waar. Hebreërs 6 vers 17 sê vir ons, daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg. So jy het met 'n eed vanmôre gewaarborg, dat as jy deur die doopwater gevolg het, en jy's gedoop, het jy 'n waarborg gekry, met 'n eed daarby, wat vir jou sê, jy is 'n kind van God vanmôre. Jy is begrawe, die ou mense is begrawe, en die nuwe een het saam met my opgestaan. Die nuwe mens. Ek wil die vraag vra. Dink aan, nie antwoord hê nie. Die wat al reeds gedoop is, dink 'n bietjie daaroor. Ek wil nie antwoord hê nie, maar dink daaroor. Die dag toe jou hart en siel vir God gegee het,
en jy het gevolg het deur die doopwater, was daar 'n blydskap in jou hart? Het jy bly gevoel? Ek vra vanmôre die vraag, is jy nog steeds bly? Halleluja. Is jy nog steeds opgewonde? Oom Pietie wen 2 miljoen rand op die lotto. Almal is bly. Die familie, kyk, die hele familie spring op en af. Oom Pietie het 2 miljoen rand gewen. Hoekom is julle bly? Ek gaan 'n voorbeeld vat. Oom Johan kom môre by ons en hy sê vir ons volgende week, hy het 10 miljoen rand gekry. Gaan ons almal bly wees? Kom wees eerlik, kan julle bly wees? Hoekom? Hoekom gaan jy bly wees? Dis nie jou geld nie. Oom Johan se geld. Hoekom word jy bly? Jy gaan nie kry wat hy het nie. Dis sy geld. Hy is gewaarborg deur waar hy die geld gekry het, dat hy die geld gaan kry van dit in sy bank al reeds. Hoekom word jy bly vir hom? Dis sy pad. Jy kan gelukkig, of hoe kan ek sê, jy kan dankbaar wees dat hy bly is. Al met hom my bietjie, maar dan moet jy spring op en af. Jy Johan, jy 10 miljoen rand vir jou. Jy gaan nie 'n sent kry, dis jou nie. Dis om Johan se. Dit sal God op sy hart lê vir jou. Gaan die voorbeeld verder gaan. Dan gee jy net 1000 rand. Wat maak jy dan? Kom, weet jy? Kom kinders van die Here. Wat maak jy dan as jy jou net 1000 rand gee? Jy is disappointed. Dankie jong. Jy is onmiddellik disappointed. Want die man sit met 'n bankrekening van 10 miljoen rand en hy gee my net 1000 rand. Jy het nie 'n waarborg dat hy vir jou gaan gee. Het jy dit? Hy het gesê. Maar jy het nie 'n waarborg gekry. Is hy geseël met 'n kontrak? Nee. Maar kind van God, jy is vanmôre, het jy 'n kontrak en 'n seël gekry van God af, toe jy jou gedoop het. Toe jy jou ou mens begrawe het en die nuwe saam met Christus opgestaan het jy 'n kontrak gekry. En God het nie vir jou gesê, ek gaan jou 10 miljoen gee nie. Maar hy het gesê, hy sal jou lewe in oorvloed gee. En hy sal jou sondes van jou af wegwas. Wat hy wel gedoen het. Hy het mense belofte gehou. Die dag toe jy gebore is jou naam al reeds geskryf in die boek van die lewe. Elisabeth het nou die dag so oulik gestel. Elisabeth, sy sê nou bid hulle vir Bessie, maar die woord sê dan, het jou naam genoem, gaan die Here haar bynaam Bessie weet. Kom, wees jy. Gaan God weet wie Bessie is, ek bid vir Bessie. Hoe stom raak ons vanmôre. Will God know that I pray for Elizabeth when I call her by a nickname Bessie? Sal God dit weet. Ek vra die vraag. Sien almal raak so kort met my. Ek gaan nie vir jou vra antwoord nie. Gaan God weet van wie ek praat as ek vir Bessie bid? He called you by your name. And we as people in the world decided, everybody, to give nicknames. Ek het gisterand dit ek lank voor die Here gelê. Ek het gelê en ek het kamer toe en ek was nie 'n uur en 'n half in die bed nie, so die Here het my nie gaan terug. Toe moet ek weer al die pad terug gaan. My ore was toe soos 'n kleios. Se ore. Nie mooi gehoor wat God met my gepraat het die eerste keer nie. Toe sê die Here vir my, ek het jou by jou naam genoem. Ons bid baie keer, moet nie verkeerd verstaan nie. Ons bid baie keer, Here raak vir Bessie aan.
of raak vir Daleen aan, wat my name is. God hoor jou gebed. Ek sê nie, ek gaan haar nie genees nie. God genees, maar dit kan ook 'n bietjie langer vat. Want hy moet nou eers gaan kyk, wie is Daleen? Lyk nie 3000 Daleens ook. 30 bessies, 32 kosies, wat hulle nie eintlik kosies is nie. Stefanus wat eintlik Stefan genoem word. Maar die woord van God sê, ek het jou by jou naam geroep. Hy het jou as kind van God by jou naam geroep om gedoop te word. Die doopwater te volg. Ou mens begrawe kan word. Ou Maarten Jakobus Gerber moet bietjie agterbly in die water. En die nuwe Maarten Jakobus Gerber moet opstaan saam met Christus. Want jy is begrawe saam met hom. Halleluja. Ek gaan afsluit. Presies hoe werk die doop? Ek gaan dit vir kortliks gee. Dit beteken absoluut niks. As jy nie jou hart en siel vir God gegee het, beteken daai doop vir jou niks. Dis ernstig. So as jy nog nie jou hart en siel vir God gegee het en God jou van jou sondes kan vergewe nie, beteken die doop vir jou niks. Ek kan jou 50 keer doop. Daai doop gaan vir jou niks beteken. Want jy gaan nie die ou persoon begrawe en die nuwe een wat gaan opstaan nie. Jy gaan die ou mens begrawe, die ou mens gaan opstaan. Hy gaan net aangaan. Wat maak dit vanmôre dat dit goeie nuus word vir jou? Wat maak dit vir jou goeie nuus? Die goeie nuus vanmôre is dat jy ingesluit word in die kontrak wat God met jou teken. Vanmôre in jou waarborg en jou garantie en jou warranty wat hy vir jou gee. Dat as jy jou laat doop, jy die ou persoon begrawe en die nuwe een saam met hom en in hom opstaan. Dis jou waarborg vanmôre. So ek wil vanmôre vra, eer jy nog jou waarborg? Kom jy dit nog na? Of het jy besluit om die waarborg net so bietjie eenkant toe te stoot? Want daar's nog 'n paar dingetjies wat jy eers moet doen. En afsluit met die voorbeeld. Kia Alberton het ons 'n kliënt gehad wat 'n kar kon koop het. En hulle het vir haar gesê sy kan die kar nie daar wegvat voordat sy nie die bewyse van haar versekering van hulle gee nie. Maar die eienaar of die dealer principal verkeerd gedoen het, sy het vir hom 'n briefie laat tik deur 'n vriendin op 'n briefhoof van 'n bank om te sê dat die persoon het nou 'n kar en die kar se besonderhede alles ingesit. Is op die versekering. Net om die kar in besit te kan neem. Die Saterdag, dus daar nou een groot party daar so by die dinge, die musiek wat speel en die hele familie wat almal dans en saam sing en hande klap omdat sy 'n nuwe kar gekry het. Met die wat sy uitry by die, dis wat ons noem die showroom, toe gooi haar voet van die brieke af en sy trap die petrol. En sy ry die een verkoopsman wat voor die kar gestaan het in die hospitaal in. En daar was so 'n hoë afkom. Sy ry daai, wat moet die goeders, stalpilare, ry sy oor die pavement, deur die stalpilare, kar by die afgrond af. Neus eers in die grond in. Ambulans het uitgekom, ek het uitgegaan.
Al die airbags vir die karre is deploy. Die ambulans het gekom, die verkoopsman hospitaal toegevat, sy het 'n heup afgery, sy been afgery, sy arm afgery. Ribbes af, ernstig seer gekry. En sy klim uit die kar uit. Niks. Nie 'n skrap nie. Bietjie kopseer. Net so bietjie styf met die wat doen hulle die goed whiplash. Die DP word gebel, hy kom uit, hy sê vaak, gee my gou daai polisnommer vir jou dat ons dit kan gou deursit, dat ons die goeders aan die gang kan kom, dat die kar vir jou kan replace. Dan begin sy huil. My car is not insured. Ek sê, hoe kan jy vir my so sê, jy het vir my briewe? Now I wanted a car and I had to wait until the Monday to get my insurance letter from them. They were only registered on Monday, but I wanted my car on Saturday. I made it a fake one. Die waarborg wat sy gekry het, was 'n 0 toe op die kontrak. 'n 0. Daai brief wat sy gegee het, het vir haar niks beteken. Sy kon nie teen die assuransie 'n claim insit om haar voertuig te vervang. Net so vanmôre as kind van God, moet jy toesien dat jou brief wat jy van God af gekry het, jou seël geseël is. Dat hy jou sê daai waarborg stamp op het. Dat jy wel 'n gewaste kind van God is. En dat jy hom volg deur die doopwater vanmôre. Nie omdat jy deur mense gevra is om dit te doen nie, maar omdat God jou opdrag gegee het om jou te laat doop. Ek wil jy moet mooi ding vanmôre. Is dit die moeite werd om terug te keer na die ou lewe toe? Is dit vir jou die moeite werd? Ek glo nie so nie. Vir my is dit nie die moeite werd nie. Vir my is dit hartseer. En die woord van God sê ek moet vorentoe kyk. Nie en opkyk. Nie agtertoe nie. Agter is net probleme. Hy het jou probleme afgewas die dag toe jy gedoop is. Toe jy jou kind van God gemaak het. Amen. Ek het klaar gepraat. Ek wil vra dat die doopkandidate vir my voor moet kom staan. Sorry. Staan hier naby my. Wil julle diep in die oë kyk volgens. Ek het net so 'n paar vrae wat ek julle wil vra, maar ek wil julle moet antwoord sodat die gemeente dit kan hoor. Ja of nee? Yes of no? Gaan die vraag net een keer vra, dan kan julle apart net antwoord. Is jy vanmôre hier om gedoop te word? Omdat jy deur jou vriende en jou familie geforseer was en gevra is en gesê is om jou te laat doop? Ja of nee? Nee. Het jy Christus waarlik aangeneem as jou saligmaker? En wil jy vanmôre gedoop word om die ou mens af te lê en met die nuwe op te staan in Christus? Ja. As jy enige foute maak, nadat jy gedoop is, want jy gaan nou 'n gemeentelid word met die dooping, en jy fouteer, gee jy die kerkraad en die pastoor die toestemming en die reg om jou te kom sê dat jy fouteer en dat jy nie sal kwaad word nie, maar dat jy jou van jou verkeerde wye weer af sal omkeer maak. Gee jy, wat is jou antwoord daarop? Ek is 'n kwaai oom. Halleluja. Ek wil julle net vir die gemeente draai. Dit doopelinge vanmôre wat besluit het hulle wil God deur die water volg. Ek wil hê as julle bid vir hulle, die Here hulle sal
toevou, sal nader trek aan hom, en dat hulle sal sterk word in Christus. Halleluja. Amen. Ons gaan agtertoe, dan kan ons, ek gaan net my